My naam is Tanya Strauss en ek weet daar's dalk 'n handjie vol mense wat daarom weet wie ek is. Ek neem nooit aan dat mense net sommer dadelik moet weet, sy sing of sy skryf of whatever ook al nie. Maar dalk as jy my herken, gaan jy dalk my herken vir die feit dat ek 'n sangeres is en 'n skrywer is. En ek wil vandag oor heeltemal iets anders te praat as oor my musiek en my boeke en my bediening. Ek glo met my hele hart dat God gebruik mense wat gewillig is om 'n verskil te maak. En ek gaan regtig probeer om hierdie baie kort en kragtig te hou. Maar in 2007, nou dis nou al baie jare gelede, toe ek nog self eintlik 'n jong mamma was, het die Here dit so pertinent en passievol en ononderhandelbaar op my hart gelê om 'n organisasie te begin met die naam van die Annabelle Foundation. Nou, as jy my al iewers gehoor praat het oor hierdie charity, dan sal jy weet, dit was nie 'n oornag proses nie, dit was nie iets wat ek net in 'n oogwink besluit het, dit klink cool of wow, ek dink ek gaan hierdie begin nie. Dit was 'n baie lang en 'n diep pad. En die Here het 100% die Annabelle Foundation begin. Ek was net die beskikbare instrument gewees. En dis iets wat ek geleer het in daardie jare, is God gebruik nie die mooistes, die slimstes, die bestes, die bekendstes nie. God gebruik die gewillige mense. En dit is regtig al wat ek was. Lang storie kort, die Annabelle Foundation bestaan nou al amper 19 jaar. Dis nou 2026 en ons is nou al ouer as 18 jaar. En dalk kyk jy die video eers oor 'n jaar of 2, sien jy hom dalk weer iewers op. So, dan gaan jy nou die somme self moet maak hoe lank ons al bestaan. Maar hierdie organisasie is so uniek. Nou ek weet, ek wonder nie, ek weet, ons was heel eerste in hierdie spesifieke veld gewees. En baie keer sal mense vir my vra, maar Tanya, ons weet as 'n organisasie wat ook so iets doen. Ons ondersteun hulle eerder of ons hou van hoe hulle dit gedoen. Nou hier's my antwoord gou vir jou. Die Here het in die woord so mooi gesê toe die disippels moan en sê, Here, hulle dryf duiwels en maak mense gesond en toe vra die Here in wie se naam en toe sê hulle in U naam, toe sê hy wie nie teen ons is nie, is vir ons. En dis regtig hoe ek voel oor charity. Ons bly in Suid-Afrika met een van die hoogste misdaadsyfers, werkloosheidssyfers. Dit gaan nie goed in Suid-Afrika nie. En daar is 'n arsenaal van arme mense. So, ek gaan in my hele ganse lewe nooit bedreig voel as iemand anderste iets soortgelyk doen as wat die Annabelle Foundation doen nie. Inteendeel, good for you, hoop julle motiewe is suiwer, en ek bid vir julle, en ek regtig wil, ek ondersteun ander organisasies ook. Ek het debietorders wat afgaan vir ander charities. So, ons het heeltemal te veel arme mense in hierdie land om te begin kompeteer met wat ons ook al doen. Ons is in elk geval klaar te min. Die mense wat goed doen is klaar te min. Daar's te veel armoede en ons is te min. Die oes is groot en die arbeiders is min. As dit kom by die evangelie en as dit definitief kom om armoede te help verlig in hierdie land. Ek wil net ietsie noem rondom die Annabelle Foundation, want dis my hartse punt, dis die organisasie wat die Here begin het, en hy het baie spesifieke goed vir my gegee en gesê wat ek in plek moet kry. En die heel belangrikste ding is, ons het vroeg besef dat 'n produk alleen gaan nie 'n arme mense lewe verander nie. Dit help, dis 'n wonderlike hulpmiddel. Maar saam met 'n goeie produk moet jy ook opvoeding gee. Jy moet teaching gee en jy moet ondersteuning gee en jy moet 'n pad saam met daai arme persoon loop. Nou jy kry per verskillende tipe organisasies. Jy kry organisasies wat baie fokus op produkte te gee, met ander woorde kos, klere, sanitêre produkte of wat ook al. Dan kry jy weer organisasies wat baie fokus op opheffing en om hierdie arme mense te help en te leer en te teach. En albei is fantasties, maar ek dink wat die Annabelle Foundation baie uniek maak, is dat ons het hierdie twee goed saamgevoeg. So, ons fokus op persoonlike higiëne produkte spesifiek vir tienermeisies. Nou ek kry baie keer die vraag, nou hoekom nie seuns nie? Diskrimineer julle teen seuns? Nee, glad nie. As jy vreeslik graag seuns wil hê, begin asseblief 'n charity en help hulle, maar gaan hoor ek by die Here hoe jy dit moet doen en of jy dit moet doen. Ek weet net dat my opdrag van die Here was om op tienermeisies te fokus, tussen die ouderdom van 12 en 18 jaar oud. Partykeer bietjie jonger, partykeer bietjie ouer. Hierdie meisies is meisies wat deur skole vir ons geïdentifiseer word. Ons loop 'n baie unieke pad saam met skole, saam met kerke en saam met dienssentrums. En hierdie mense help ons om die regte meisies te identifiseer op so 'n manier dat hierdie meisies nooit ooit op die spot gesit word of verneder word nie.
Vir my help dit nie ek wil vir jou 'n produk gee, maar in die proses breek ek jou selfbeeld so af of ek sit jou so in die kollig en lig so jou armoede uit en is tog sham, kom ons kry jou jammer dat jy eintlik jy het nou die produk maar jou selfbeeld is raak bottom nie. So vir my is dit baie belangrik dat hierdie meisies nooit verneder moet word nie. So ons identifiseer hierdie meisies en ek gaan nie nou al daai detail gee nie want dit is vir ons bestuur en vir ons mense wat betrokke raak. Dit is nie vir hierdie video's noodwendig nie. Maar wanneer hierdie meisies geïdentifiseer is, plaas ons opgeleide takbestuurders by daardie skool, by daardie dienssentrum, by daardie kerk. En hierdie dames, en ek het dit self vir baie jare gedoen, gaan besoek elke maand daardie spesifieke groepie meisies. En ons gee vir hierdie meisies 'n pakkie en in hierdie pakkie baie mooi met finesse gemaak. Dis nie ooplopend vir almal wat in hierdie pakkie is nie, maar in daardie pakkie is daar shampoo, tandepasta, roll-on, pads, seep, handeroom, tandepasta. Ek gaan die produkte nou op die ding sit, maar daar's 8 produkte en nou en dan gee ons iets ekstra soos 'n handdoek, 'n waslappie, 'n paar kouse, 'n paar onderklere. So ons gaan groter en wyer ook, soos ons ook donasies en goed ontvang. Maar bottom line is, hierdie meisies, vanaf hulle 12 jaar omtrent oud is, tot hulle klaar is met skool, hoef hulle nooit weer te wonder en te bekommer oor waar hulle die produkte gaan kry nie. Maar as jy die pakkie gaan eenskant sit, dit is die een deel van ons geheim. Die ander kant van ons organisasie is hierdie takbestuurders leer hierdie meisies ken, hierdie meisies leer hierdie dames vertrou. Ons takbestuurders word ongelooflik goed gekeer, so ons gaan nie net enige dame by die kinders sit nie. Ons kinders word ongelooflik beskerm ook. En dan loop ons 'n pad met hulle en ek dink die beste manier om dit te beskryf is ons gee eintlik vir die meisies gratis afrondingsklasse. Ons leer hulle hoe om netjies te sit, hoe om mooi te loop, hoe om 'n tafel te dek, hoe om uit te kyk vir rooi vlae in 'n verhouding, hoe om versigtig te wees in 'n verhouding, hoe nie te hastig te wees om in 'n verhouding te gaan nie. Ons moedig hulle ook ongelooflik baie aan om goed te presteer op skool. Hierdie girls weet, ons vra elke kwartaal hulle rapporte en hulle moet hulle rapporte vir ons bring en ons wil sien waarmee struggle jy. Kinders jou hulp kry met jou akademie, want op die einde van die dag is ons grootste begeerte nie net om hierdie meisies 'n produk te gee en te sê, nou ruik jy lekker, nou is jy skoon nie. Ons grootste begeerte is dat hierdie meisies uit hierdie bose kringloop van armoede sal kom en iets van haar lewe sal maak. Nou hier is die wonderlike ding, omdat ons al amper 19 jaar bestaan, is dit my wonderlike voorreg en my trotse mamma hart wat vandag kan sê, die testimonies van ons girls wat in die afgelope 19 jaar al deur die Annabel Foundation kom, is net onbeskryflik. Ons het meisies wat gaan studeer het, ons het meisies wat getroud is nou en self mammas is en wat 'n goeie werk het. En ons kry nou nog briewe en boodskappe en e-posse van meisies wat sê ek het in daai dorp gebly en ek was in daai Annabel tak en ek wil net vir Tannie Tanya sê, omdat sy die hoof is van die Annabel Foundation, dankie dat Tannie gehoorsaam was, Tannie so en so was my takbestuurder, en as dit nie vir daai vrou in my lewe was nie, weet ek nie waar ek sou opgeëindig het nie. Ons het in elk geval al soveel terugvoer gekry, dat meisies, wat nou al volwasse vrouens is en mammas is, betrokke raak by die Annabel Foundation en takbestuurders word. Is dit nie ongelooflik om te dink, dat hulle nou wil teruggee nie, en dis eintlik die groot geheim, is ons wil hierdie meisies leer, om weer terug in die samelewing te gee, en nie parasiete te wees, wat net sê, okay, wanneer gee julle nou vir my nog iets nie, so ja, terwyl ons vir hulle gee, en terwyl ons hulle leer ons hulle ook weer om hulle talent en hulle gawes, en wanneer die Here weer hulle seën en dit gaan goed met hulle, weer terug te gee in die samelewing. Ek skiet hierdie video, en ek plaas hom op my sosiale media platforms, omdat ek net 'n beroep wil doen, en ek wil dankie sê, vir elke liewe donateur. Ons het donateurs wat al vir amper 19 jaar, vanaf ons begin het, tot nou toe nog, elke maand 'n bydrae gee, wat net nog nooit opgehou het en 'n stop aan hulle debietorder gesit het of gesê het, ons wil nie meer gee nie. Nou sit jy dalk en jy kyk hierdie video en jy dink, want Tanya, ek het nie baie geld nie. Wat kos dit? Nou, dit kos duisende rande om honderde meisies elke maand al hulle toiletries te gee. Glo my, dis 'n astronomiese bedrag. Maar hier is die geheim van die Annabel Foundation. Op die stadium is ons in die proses om 'n PBO status te kry in die artikel 18, sodat as jy besigheid het, jy dit in die toekoms teen jou belasting kan afskryf. Maar op die stadium, ons stoei nog, dis 'n government proses hierdie. Ons is NPO en ons het 'n spesifieke PBO status wat ons nog ongelukkig net nie op hierdie huidige oomblik artikel 18 kan gee. Ek sal julle dadelik laat weet as ons kan. Maar ons het donateurs wat R100 'n maand gee, wat R200 'n maand gee, wat R300 'n maand gee. Ons het mense wat sê nee, ons hou nie van hierdie maand storie nie.
maar so 1 keer 'n jaar dan kom daar 'n bedrag in van R4.000 of R5.000 en iemand wat sê, dis my bydrae, dis wat ek wil gee om 'n verskil in Suid-Afrika te maak. Ek gaan afsluit net weer te sê, ons is nie in kompetisie met ander charities nie. Ek self het soveel debietorders wat afgaan na ander charities toe. Want as jou charity met my hart praat en die Heilige Gees wys vir my uit dat die werk wat jy doen en die werk wat jou organisasie doen is goeie werk, dan gryp ek aan daai versie vas in Spreuke wat sê, die een wat hom ontferm oor 'n arme het 'n lening by die Here. Nou ek hou daarvan om aandele te doen en my geld, mooi beleggings en al daai dinge, maar ek onderskat nie daai skrif wat sê, as ek my oor 'n arme ontferm, dan het ek 'n lening by die Here nie. Dit klink vir my nou 'n baie goeie belegging. En dan, ek doen dit nie ook omdat ek iets wil terug hê nie. Ek doen dit omdat ek weet, ek is in 'n bevoorregte posisie en nie ek of jy kan ooit waarborg dat ons nie eendag in daai posisie gaan wees waar ons bakant moet staan en sê, asseblief help my nie, help my kind nie. So baie dankie. En as jy R50 'n maand wil gee, en jy dink, want Anjala nou met R50 koop, wat gaan die Annabel Foundation nou doen met R50? Ek kan u waarborg, R50 kan ten minste al 'n shampoo koop. Dit kan al 'n pakkie pads koop. Dit kan al 'n seep koop. So moenie omdat jy 'n bietjie het, voel dit is minderwaardig en ek kan nie gee nie. Ek het 'n liedjie geskryf wat sê, Here, hier's my bietjie. Ek gee dit vir u en in u hande word dit baie. Die seun met die 5 broodjies en 2 visse het regtig belaglik min gehad. Dit was eintlik ridiculous. Jy staan nie met jou klein kosblikkie en hier's daar duisende mense. En die Here het net gesê, bring daai kosblikkie vir my. En toe die kosblikkie in God se hande kom, in Jesus se hande kom, toe word daai klein bietjie visse en klein bietjie broodjie meer as genoeg. So ek wil jou vra om asseblief jou klein kosblikkie te bring en te sê, Tanya, ek wil 'n bietjie gaan oplees oor die Annabel Foundation, maar hierdie praat met my hart. Ek gaan die webwerf ook hierby sit en ek wil baie mooi vra, die bankbesonderhede gaan aan die einde van hierdie video verskyn. Moet asseblief nie net in enige bank gaan inbetaal nie. Gaan kyk mooi, neem 'n screenshot, gaan kontroleer dit, maak seker dis die regte bankbesonderhede. En as jy wil confirmation hê, kan jy my ook persoonlik SMS, ek sal vir jou my nommertjie ook opgee. In hierdie video gaan daar ook 'n lied speel. Ek het hierdie lied geskryf, die lied se naam is Droom vir my. En ek wil vra luister na hierdie lied se woorde. Ek het hom spesifiek vir die Annabel Foundation geskryf. En as die lied ook met jou hart praat, dan wil ek net vir jou vra, soos wat ek 19 jaar gelede moes sê, Here, wie is ek? Hoe wil jy my gebruik? Wat 'n verskil kan ek in Suid-Afrika maak? My ou bietjie kennis, my ou bietjie invloed wat ek het, my ou bietjie geldjies en tyd en al hierdie dinge en talente en gawes. Vandag kan ek sit en sê 19 jaar later is ons 'n mooi en 'n groot en 'n gesonde liefdadigheidsorganisasie wat 'n daadwerklike verskil in Suid-Afrika maak. Maar ek pleit by u, ek neem hierdie video op. Ons het mense soos jy nodig wat hierdie video kyk. Ons maak nie staat op groot donasies nie. Ons maak staat op 'n klomp mense se bietjie wat sê ek wil betrokke raak en ek kan nie noodwendig by die meisies uitkom nie. Tanya, waar gaan ek? Jy kan nie net by skool instap en meisies gaan help nie. Dit werk nie so nie. Daar's 'n baie streng keringsproses. Hierdie girls moet baie beskerm word. As jy ons webwerf ook gaan besoek, ons kan nie heeldag net foto's van meisies so goed post nie. Ek wens ek kon al die gesiggies vir julle post, dat julle kan sien wie die girls is en hoe pragtig hulle is en wat hulle alles bereik. Maar gaan besoek ons webwerf, daar is foto's op wat ons mag laai. Ons beskerm ook hierdie kinders. Daar is baie wette wat in plek is om hulle ook te beskerm en my doel is nooit om hulle as marketing te gebruik nie. Maar die foto's op ons webwerf vertel verseker 'n storie, 'n testimony van 19 jaar se harde werk deur die ongelooflikste vrouens in Suid-Afrika. Mense wat donasies gee, vrouens wat hulle tyd en energie gee en gekies het om 'n verskil in Suid-Afrika te maak. God bless you. Dankie dat julle die tyd uitgekoop het om hierdie video te kyk. Geniet hierdie lied, Droom vir my. Droom vir my 'n droom as jy my dalk sou sien. Glo in my, glo vir my dat ek dit dalk net so verdien. Wys vir my die pad wat ek moet stap, so ek verdwaal. Skryf vir my, help my, skryf aan my nuwe lewensverhaal. Geef elke kind in ons land 'n droom. Vlerken van liefde te woon.
dag as ek 'n spoor hier agterlaat. Wonder ek of mense my enigstens sal wil onthou. Gee ek van myself, oorwin my goedheid, dalk die kwaad. En kan my liefde en my omgee ons land se kinders omvou.